Ek lees vir ons die begrafnisbrief net daar op die eerste, die binneblad links bo. Met gebroke harte neem ons afskeid van ons geliefde eggenoot, pappa, oupa, broer, neef en vriend. Vir ons, wie hom liefgehad het, sal die mooi herinneringe van ons lewe saam met hom ons altyd bybly. Ons gun hom die rus. As ek terugkyk, raak ek hartseer oor my pyn en verlies. As ek vorentoe kyk, raak ek bang vir die toekoms. Maar as ek opkyk en ek fokus op ons hemelse Vader, raak ek rustig, want ek weet, hy hou die verlede, die hede en die toekoms in sy hande. Daar is 'n plek waar ons veilig is en waar ons rustig is, net een plek, en dit is in die teenwoordigheid van die Here. Koos Du Plessis het dit so mooi verwoord in daardie lied wat hy gesing het. Kom, terwyl ons so rustig raak en onsself instem om die teenwoordigheid van die Here op te soek, gaan ons luister daarna. Eindelijk nietig wordt voor mij.
Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons God. Ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir jou van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan luister na die Ons Vader, gesing deur Marie Lou, Willem se suster. Sluit ons oor en bid ons saam. Ons Vader, wat in die hemel is. Here, wanneer ons hier op 'n dag soos vandag hier by mekaar kom, dan besef ons net opnuut weer hoe bevoorreg ons is, dat U nie net ons Vader is wat in die hemel is nie, maar dat U ook ons Vader is wat hier by ons is. Teen ons, om ons, in ons. Here, ons kom U teenwoordigheid opsoek. Daardie plek waarvan Psalm 91 praat, waarvan sommige vertalers dit vertaal as the secret place. Daardie geheime plek, spesiale plek, by U, teen U, onder U vlerk. Ons het U nodig, Here. Ons kan nie tye soos hierdie sonder U deurmaak nie. En daarom kom bid ons, kom asseblief, trek ons nader. Nader, my God, nader aan U sy. Praat met ons deur U woord, deur U Gees. Bemoedig ons, versterk ons geloof. Gee vir ons moed om die lewe in die oë te kyk en aan te gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek dink terwyl ons so sit, terwille van, ek sien ons 'n paar kortetjies daar agter,
gaan as ons staan, gaan hulle nie kan sien op die bord nie. Ek sing ons nader my God by U. Ons bly net so sin, ons sing ons dit as 'n gebed. Amen. Ons skriflesing is uit Psalm 91. Ek gaan net die eerste 2 verse lees. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Vandag is 'n dag van afskeid. 'n Dag waarop ons as familie en vriende bymekaar kom en ons Willem se lewe onthou. Maar dit is ook 'n dag waar ons fokus op die pyn, op die leemte. Daar's dalk vrae, daar's trane, daar's stiltes wat moeilik is om te vul. Wanneer iemand deel van ons lewens was en skielik nie meer daar is nie, dan voel dit asof iets uit ons lewe uit weggeruk is. Ons het toe ons gedink het oor die liede, het ons gesoek na 'n lied waar ons Willem se stem kon hoor, waar hy die Ons Vader sing. Dit is dae soos hierdie waarin ons meer nodig het as net mooi herinneringe. Ons het meer nodig as net menslike woorde. Ons het God se troos nodig.
Psalm 91, wat een van Willem se gunsteling teksgedeeltes is. Ek het ook op 'n stadium vir Ria wou bel, en ek nou kyk na Willem se nommers wat ek het, want haar foon was seker af of iets, want hy was pap gebel. Toe kom ek op een van sy nommers af wat ek het op my foon, en daar op sy status staan daar Psalm 91 vers 11. God is 'n skuilplek vir die wat op hom vertrou. Ons psalmis gebruik 2 woorde om God te beskryf. Die Allerhoogste, hy wat by die Allerhoogste skuiling vind. En in die tweede plek die Almagtige. Nou wanneer ons teksgedeelte praat van skuiling vind, dan besef ons daar's storms. Daar's moeilike tye. En ek weet, vandat ek hier gekom het, en ons Willem leer ken het, en vir Ria, die storms, die kere wat daar, waar die Willem se gesondheid net nuwe uitdagings gekry het, en ons het die hele tyd teen die kanker geveg. So bietjie meer as 25 jaar, 26 jaar, 1999 is hy gediagnoseer. 26 jaar lank van storms teen 'n siekte, teen kanker. Ons praat nie eers van die ander storms nie. Maar wanneer daar sulke storms kom, wanneer die wind waai, wanneer die donder weer dreun in ons lewens, dan soek ons skuiling. En die dood herinner ons daaraan dat hierdie wêreld nie ons finale tuiste is nie. Ons het skuiling nodig wat verder strek as net die hier en nou, as net dit wat ons mekaar kan bied. En ons het almal daardie skuiling nodig. Die psalmskrywer sê, U is my toevlug. Onsekerheid lê nie in iets wat ons moet verwerf of behaal of verkry nie. Dis in 'n persoon, in God self. Die groot troos van ons geloof is dat ons veiligheid nie in ons omstandighede lê nie. Nie in ons gesondheid of my finansiële vermoë of my status of enigiets nie. Dit lê in 'n persoon en in my verhouding met daardie persoon. Omdat dit so is, vir 'n kind van die Here, kan aardse sekerhede verdwyn. Gesondheid kan verdwyn. Besittings kan verdwyn. Selfs die mense vir wie ons lief is, kan deur die dood van ons weggevat word. Maar God bly. Hy verander nie. Hy verlaat nie sy kinders nie. Hy verloor nie beheer nie. Hy's dieselfde. Hy's getrou. Gister, vandag, tot in ewigheid. En dit maak die wêreld se verskil. Hy is die Allerhoogste. Met ander woorde, daar's niemand bo hom nie. Niemand in die heelal na wie toe ons eerder hoef te gaan nie. En hy is die Almagtige. Ons kan nie dit wat gebeur het verander nie. Ons kan nie die verlede verander nie, ons kan nie die dood terugdraai nie. Maar God, die God wat ons aanbid, is die een wat in beheer is. Die Almagtige. En hy hou die heelal in sy hand, en so hou hy elkeen van ons in sy hand. Hy ken elke haar op my kop.
Wat het dit vir Willem beteken? Wanneer ons hierdie teks lees en ons dink aan Willem, dan onthou ons hierdie 26 plus jaar se stryd teen kanker. Ons onthou, as ek nou sou vra, wat onthou jy van Willem? Dan dink ek een van die dinge wat die meeste sou uitkom is, Willem het nooit gekla nie. Dis iets wat my dikwels half moedeloos gemaak het, of gefrustreerd gemaak het. Want ek weet, as ek vir Willem bel en ek sê, Willem, hoe gaan dit? Nie goed, dankie Doom nie. En dan vertel hy net hoe goed dit gaan. Maar dan bel ek hom omdat ek weet, daar is probleme. Dit gaan nie heeltemal so goed nie. Maar hy weet, hy is in die hand van die Here, en wat die Here vir hom gee, is vir hom genoeg. Ons onthou die invloed wat hy gehad het, die spore wat hy in ons lewens gelaat het, in ons harte. Maar vandag herinner hierdie teks ons aan iets belangriker. Omdat Willem sy vertroue in die Here gestel het, het hy 'n teksvers soos Psalm 91 vers 11 op sy selfoon status gesit, dat hy vir almal met wie hy oor die telefoon praat, as jy sien dis Willem wat bel en jy sien sy status, dan weet jy, hierdie Allerhoogste, hierdie Almagtige van Psalm 91, sê in vers 11, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. En die dood, daardie oomblik toe Willem saam met die Here, saam met Christus oor daardie drempel gaan, het nie daardie verhouding verbreek nie. Die dood kan miskien ons stikkende liggame wegvat, maar nie ons verhouding met die Here nie. Johannes 10:28 sê Jesus, ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En daardie hand, die hand van God, waarin Willem sy lewe lank veilig was, is dieselfde hand, is dieselfde plek waar hy nou veilig is. Psalm 91 beloof nie 'n lewe sonder swaar kry nie. Selfs gelowiges in die Bybel het siek geword, het oud geword, het gesterf, maar geen beproewing, geen swaar kry, kan ons van God skei nie. Dis waarin ons troos lê. 'n Ma bel my gister weer, vra vir my, asseblief Willem, praat met my dogter. Sy gaan deur 'n moeilike tyd, sy's depressief. Hoekom het die Here toegelaat dat dit en dit en dit gebeur? Eintlik het sy gevra, hoekom het Jesus dit aan haar gedoen, dat hierdie ding is verkeerd gegaan het in haar lewe? En om net weer vir haar te vertel, maar dis nie God wat hierdie dinge, dis nie sy wil dat ons moet swaar kry nie. Dis sy wil dat ons in hierdie omstandigheid wat ontstaan het as gevolg van ons eie toedoen, dat hy by ons kan wees en dat hy dit vir ons makliker kan maak. En dit is die ware troos van die evangelie. Dat wanneer ek deur 'n donker diepte gaan, is God by my. Jesus het dit aan die kruis kom bewys. Hy het die volle storm van sonde getrotseer.
volle storm van oordeel, die angel van die dood, alles, het hy in ons plek gedra, en die angel uit die dood uitgehaal. Gods verlatenheid beleef, sodat ons dit nooit hoef te beleef nie. Hy het gesterf, sodat ons kan lewe. Daarom, wanneer ons vandag hartseer is ons hartseer. Maar ons is anders hartseer as mense sonder hoop. Want ons Verlosser leef. En ons mag huil. Sê daar's een plek in die Bybel waar ons lees dat Jesus gehuil het by Lazarus se graf. En daar's een plek in die Bybel waar ons lees dat God gehardloop het. En dis toe die verlore seun huis toe kom, dat sy pa hardloop om hom tegemoet te gaan. Maar Jesus het gehuil, hy het emosie gewys, hy was hartseer. En daarom weet ons mag ook, dis nie verkeerd om te huil nie. Maar ons weet, terwyl ons dit doen, dieselfde God, wat Willem gedra het, oor die drempel, is die God wat by ons is. Vir wie 'n toevlug is vir ons. Daar's 'n ou verhaaltjie van 'n kind wat saam met sy pa gaan stap het langs die strand. En daar het 'n storm opgesteek en die wind het verskriklik gewaai en dit het begin reën en daar was 'n donderstorm en alles. En toe hulle uiteindelik veilig by die huis is toe, vra iemand vir die seentjie, was jy bang in die storm? Toe sê hy nee. Ek het geweet, my hand hou my pa se hand vas. My pa hou my hand vas. En ek het geweet, my pa ken die pad. Ons verstaan nie altyd die pad nie. Ek weet nie of ek dit moet sê nie. Ek gaan dit sê. Dis so persoonlik, maar dit is so toepaslik. Sien hoe kyk Ria vir my so. Doen nie, jou woorde mooi kies. Martin, ek praat nou in die kar op pad hiernatoe. Ons sien net die hier en nou. Ons sien net vandag en miskien van wat ons beplan oor môre. Maar God ken die hele prentjie. Dis soos 'n tapisserie. As jy hom van onderaf kyk, dan sien jy net die knope en die los touwtjies wat hang en so en alles lyk teen mekaar. Maar as jy ander kant kyk, van die bokant af, dan sien jy die mooi prentjie. Dis God se plan, God se uitsig oor ons lewens. Ons sien net die knope en die touwtjies. As ons so terugdink aan, ek wonder as ons vir mense hier op Rooiberg vra en op Kromdraai vra, wie se eiendomme het in 2 weke verkoop? Daar gaan maar een persoon se hand opgaan en dis Ria se hand. As ons vra, wie se eiendom het op Kromdraai en Rooiberg binne 2 weke verkoop? Dan is dit ook net Ria. Wanneer ons as gelowiges terugkyk en ons sien, ja, Ria en Willem het beplan. Dit is wat hulle wil soontoe, dit is hulle plan en alles. En God het dit so beskik dat hierdie las van haar skouers af is, sodat sy nou ander kant kan skoon begin en die Here se hand is oor haar. Ons kan dit almal sien.
En so kan ons weet, die Here se hand is ook oor elkeen van ons. Hy is in beheer. Amen. Kom ons bid so. Here, ons harte is seer vandag, omdat ons weet hierdie is die geleentheid waarin ons kom afskeid neem. Maar ons hart is ook vol dankbaarheid. Dankbaar vir die lewe van Willem. Vir elke herinnering, elke gesprek, elke lied wat hy so hartlik saam met ons gesing het tot U eer. Elke oomblik van liefde en omgee. Ons wil vir Ria, kinders, kleinkinders, broers, suster, geliefdes, die familie, ons wil ons elkeen voor U bring. En vra Here, sien ons raak. U ken die leemte. U ken hierdie groot behoefte wat ons het om U nabyheid, U vertroosting, U beskerming te beleef. Dankie dat U ons vandag daaraan kom herinner dat U ons toevlug en ons veilige vesting is. Dankie dat ons weet dat die dood nie die laaste woord het nie, maar dat U die dood oorwin het en elkeen van ons 'n oorwinnaar maak, saam met Willem. Dat ons saam met U sal regeer. Here, gee aan ons die geloof. Maak ons sterk. Help ons wanneer ons nie verstaan nie. Hou ons vas. Dra ons. Soos net U kan. Ons bid dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou die oorwinningslied sing, maar nou weet ek kan dit nie doen soos wat ek net nou gesê het, ons moet sit. Wie van julle het al gesit terwyl julle die oorwinningslied? Is nie moontlik nie. Kom ons staan en dan sing ons die oorwinningslied saam. Halleluja.
nou die seën van die Here uitspreek en dan vra ek jou om weer te sit asseblief. Ontvang die seën van die Here. Mag God jou geestesoog so verhelder dat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou. Mag jy besef hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo en dat dit dieselfde kragtige werking van sy mag is wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het. Die Here is jou toevlug en jou veilige vesting, jou God op wie jy vertrou. Hy sal jou seën en jou beskerm. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Hy sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Amen. Baie dankie. Sit weer asseblief. Ek gaan vir ons kan die blaadjies oopmaak as jy wil. Nelly, wil jy eerste wees of moet ons eers hierdie lees? Kom ons lees hierdie en dan kan ons vir jou kan sê. Op die regterkantste binneblad, die heldeblyke van Ria af, liefste Willem, 14 Desember 1991 het 'n wonderlike ding gebeur, toe ons twee se paadjies een geword het. In die eerste jaar het ons vir ouma en Pieter verloor, en jy was my steunpilaar. 1999 is jy gediagnoseer en daarna het dit 'n ongelooflike reis geword met jou behandelings en alles wat saam met dit gaan. Dit was nie aldag maklik nie, maar tree vir tree het ons die pad gestap. Na baie ups and downs het die liewe Vader jou op 11 Junie 2026 kom haal. My liefie, as ek dit alles weer moes doen, sou ek dit doen, solank dit saam met jou is. Baie dankie vir die 34 en 'n halwe jaar se lewe saam. Dankie vir alles wat jy vir ons was. Dankie vir jou voorbeeld en die mooi wyse waarop jy jou stryd gestry het. Ek gun jou die rus. Lief jou baie. Ria. En dan van Dirk, sy broer. Die dood van 'n geliefde bly 'n groot verlies. Met my broer Willem se heengaan het ek dit weer eens intens ervaar. Gelukkig is daar altyd vriende en familie wat onder omstandighede 'n bron van inspirasie, ondersteuning en bemoediging is. Ek dink met groot waardering en dankbaarheid aan Ria vir haar onbaatsigtige liefde en sorg wat sy aan Willem bewys het. Ek het groot waardering vir hulle geestelike krag, meelewing en geloof wat onder die omstandighede vir my as gelowige 'n ongelooflike troos is. Ek sou so graag by die danksegging wil wees, maar ongelukkig is ek hospitaalgebonde wat dit onmoontlik maak. Steeds bly my gedagtes by die dankseggingsgeleentheid en deel ek daarin, al kan ek nie self daar wees nie. Dit is belangrik om afsluiting te kry. Ek vertrou dat die Heilige Gees daardie afsluiting sal bewerk deur die woordbediening op die besondere dag. Ons opregte dank aan al die goeie vriende wat in hierdie tyd 'n steunpilaar vir Ria en haar familie is. My ervaring van Rooiberg se inwoners is dat julle werklik goeie en dierbare vriende is en ek bedank julle vir hulle troos en ondersteuning. Ons word elke dag gedra deur die krag van die Here. Hy vee trane af, hy vertroos en ek vertrou dit sal elke dag sy ervaring wees. En dan van Wilma, Niggie. Liewe Willem, dis seker die moeilikste boodskap wat ek in my lewe moes skryf. Hoe verwoord ek 68 jaar se neef-niggie liefde en vriendskap? As kinders was dit altyd jy, Vincent en ek. Ons het musiek saam gemaak en in Aunt Miem se huis, lawaai gemaak, ek op die dromme, die potte, en jy en Vincent op gitaar, totdat jy my leer gitaar speel het. Willem, jy was die positiefste mens wat ek ooit geken het. Jy het nooit gekla nie, en ek kan steeds nie glo, ek sal nooit weer jesuinig hoor nie. Rus sag, Willempie, ek gaan jou verskriklik mis. Gee vir Nelly geleentheid.
sal hom so 'n bietjie moet afskryf. Ek gaan so lees so ver ek kan, so verskoon maar. Mama, toe ek 'n foto gesoek het van pappa, was dit vir my so opvallend. Elke foto wat ons van pappa het, is mamma aan sy sy. En hierdie laaste paar jaar wat pappa in 'n rolstoel is, dan is mamma se hand so altyd op sy skouer. Mamma was net altyd daar vir hom. Ek wil nou sommer vir julle 'n grappie vertel, maar daai foto wat ons toe gekies het, het my pa vir my aangestuur uit die Kaap uit met 'n byskrif wat sê dis 'n foto van hom en sy wyfie na 34 jaar diens. En toe ek vra wie doen die diens en wie word bedien, toe het hy net gelag. Baie mense het gebel en gesimpatiseer terwyl my ma daar by ons gekuier het, en baie mense het vir haar dankie gesê vir die lewe wat sy vir hom gegee het. Baie mense het gesê hulle dink nie hy sou die lewe gehad het wat hy het as dit nie vir haar was nie. Mami, en ek dink dit is waar, maar ek dink die ander kant is ook waar. Ek dink die Here het hom vir ons gestuur toe ons hom op ons nodigste gehad het. Regtig soos 'n ridder in 'n rooi Mazda. Hy was lief vir mamma en hy het vir my en Pietertjie net aangeneem as sy eie en ons deel gemaak van julle storie, sommer van die begin af. Ons het die blomme in die kar gaan haal waarmee hy my ma gevra het om te trou, want dit was Valentynsdag. Hy het Valentynsdag na ons toe gekom, want hulle kan nie uitgaan nie, want wat dan van my en my boetie? So hy het Valentynsdag daar na ons toe gekom en ons gestuur om die blomme te gaan haal. En vir ma sommer net daar gevra om te trou. En ek weet nie of mens moet jammer sê nie, ons het hulle witbrood verander in 'n gesinsvakansie. Want net, hy was 2 of 3 dae daar, toe sê hy, dis nie lekker nie. My oom hulle, ons het by my oom hulle gaan kuier, toe bel hy my en sê, my oom hulle moet ons maar bring. Toe is hulle witbrood daarmee heen. Ekskuus mamma. Nou ons oor die aanvanklike vreemdheid moes kom, kon ek baie maklik vir oom Willem sê, pappa, en ek het nooit teruggekyk nie. Ek weet nie wat so van ons gesinnetjie geword het as dit nie vir hom was nie. So julle is 'n span. Julle het julle vir mekaar bedoel en ek dink dit is goed. Ek wil dan graag 'n paar oomblikke vat om net vir julle te deel wat my pa vir my beteken het. Hy was nie perfek nie, maar ons baie wat ons by hom kon leer. 'n tipe soos die lewe deur Frederik Willem Burger. Die gat ons. Okay. Hy het my geleer deur sy baie goeie voorbeeld om opreg te wees. My pa was tipies wat jy sien is wat jy kry. Hy was onbeskaamd, net homself, elke dag dieselfde. Hy het hom nie gesteer aan wat ander mense sê of dink nie. En ek gaan veral, ek dink ons almal alreeds mis ons sy sê goed. Hy kon ons laat lag of ons wind uit ons seile haal met wat hy te sê het oor ietsie. Gaan dit baie mis. Dan het hy my geleer om tevrede en dankbaar te wees. Net soos Dominee gesê het, ons het nooit regtig rede om te kla nie. Selfs met sy gevorderde kanker, het hy tot onlangs toe nog vir my ma gesê, net siek mense eet sop. Nooit gesê hy is siek nie. Al ons geweet het, as hy bietjie bekommerd was oor die kanker, is as my ma het altyd gesê, hy word stil, voor hy na die volgende doktersbesoek toe gaan. So rukkie terug was sy enigste klagte, wat hy vir my gehad het, toe sê hy
is reg om te gaan, maar hy weet dit sal vir my ma swaar wees as hy nie meer daar is nie. Toe sy lyf die laaste ruk ongemaklik geraak het, net met al die drade en pype en goed. Hy het ook nie gekla nie, hy het maar net gevra en dan was mamma daar om hom te help met klein goedjies om hom bietjie gemakliker te probeer maak. Dankie daarvoor, mami. En dan selfs op sy hierdie laaste 2 weke in die hospitaal, was hy nog steeds beleefd met die verpleegpersoneel en vol grappies. En een van die verpleegsters het so mooi gesê, hy's a good man. Sy kon sien, selfs al voel hy nie lekker nie, hy's 'n goeie man gewees. Dan het hy my ook geleer om nie moed op te gee nie. Hy was baie kere baie siek. Die laaste paar Kersfeeste het ons nie geweet of dit sy laaste Kersfees gaan wees nie. Daar was 'n paar van hulle. En dan het hy elke keer net teruggeveg en aangegaan. Elke keer as hy so 'n terugslag gehad het, dan het hy nooit weer al sy krag heeltemal herwin nie. Maar dan het hy net aangepas by sy nuwe normaal. As die been af is, dan gaan hy maar weer aan. En as hy nie suurstof nie, dan gaan hy weer aan. Hy het kanker, 'n stamseloorplanting, 'n heupvervanging, 'n amputasie, beroertes, toe die rolstoel, toe op suurstof. Hy het 27 jaar baie lank gestry, 'n goeie stryd gestry teen 'n siekte wat ander mense beskou as 'n doodsvonnis, het hy net aangegaan met dit. As jy kans kry, wanneer jy Bybelstudie doen, lees bietjie Psalm 91 verder. Dit sluit af met: omdat hy my liefhet, sal ek hom verlos. Omdat hy my naam ken, sal ek hom beskerm. Hy sal roep en ek sal antwoord. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in eer herstel. Ek sal hom 'n lang lewe gee. En hy sal my verlossing sien. Ek dink nou net aan daai lang lewe, met my pa se stamseloorplanting het hulle 'n reunie gehou. Almal wat stamseloorplantings gehad het, so elke 5 jaar reunie gehou, en naderhand toe staan nie meer reunie nie, en toe my ma vra, toe sê hulle, maar daar's niemand anders oor nie. En dit was toe my seun, ek was swanger met haar man, so dis 20 jaar terug. Hy het regtig bitter lank net aangegaan. Hy was regtig die Here se oogappeltjie. Dit was regtig vir my daai Psalme sy lewensverse, en dis waarna ek my troos. Ek dink ons almal dat hy nie meer ly nie, dat hy nie meer in daai gebroke lyf vasgevang is nie. Sy lyf was net moeg. Een van die susters by die hospitaal het so mooi gesê, ons het almal geweet die dag gaan kom, want ek dink ons het, maar dit beteken nog nie dat ons reg was daarvoor nie. So ek net sê rustig, liefste Dada, ons gaan jou baie mis. Ek het nou glad nie beplan om enigiets te sê nie, maar ek wil nou nie bly nie. Ek wil net vir mamma dankie sê. Hierdie 9 dae wat ouma nie is nie, het mamma nie een keer gehuil nie, voor ons nie. Mamma het sterk gebly. Mamma het vir ouma sterk gebly. Mamma het alles gereël. Mamma het regtig net soveel gedoen. En hierdie sal nie so goed wees sonder mamma nie. Mamma is net so amazing. En mamma het sterk gebly. Al is dit moeilik, het mamma sterk gebly. En mamma het gereël. Mamma het regtig net omgegee. Ek wil net vir almal sê, van almal af sê, baie dankie
vir alles wat mamma vir ons gedoen het, vir die liefde wat mamma vir hom gewys het. Ek wil net baie dankie sê. My eerste bedanking wil ek net van my ma se kant af sê dankie vir ons hemelse Vader vir die voorreg wat sy gehad het om vir Paul te hê en hom by te staan. En dankie dat die Here vir haar die krag gegee het om te dra, om dit te doen, om vir hom by te staan. Dan ons bedankings van my ma en ons familie is net aan dankie die dokters en verpleegpersoneel by Mary Potter Onkologie wat 27 jaar die pad saam met hulle geloop het. Daai my pa's regtig soos die meubels in daai hospitaal, almal ken hom. Dan Dominee Willem en Tannie Martie, baie dankie vir julle ondersteuning, gebede en die besoeke en ook die waarneming van die diens. Die dag toe my pa oorlede is, was Dominee naby. Dit was vir my so spesiaal dat julle sommer daai eerste aand ook by my ma kon wees. Baie dankie daarvoor. Dan aan al die Rooiberg dames, baie dankie vir die voorbereiding van die kerk. En almal wat bygedra het vir die verversings, wat ons na die tyd gaan geniet, dankie daarvoor. Dan is daar familie wat ver gekom het, tussen al die stop and go's, die kinders sê, dis net 'n stop, nee, jy wag 'n bietjie lank voor jy kan go. Baie dankie dat julle ver gekom het, ons waardeer julle baie. En almal wat hier is, Dominee, jou kerk is vol. Dankie dat julle gekom het. Dan wou my ma net dankie sê aan almal wat altyd gebel het om te hoor hoe gaan dit met my pa. Daar's baie mense wat boodskappe stuur en net opvolg en dankie vir almal se gebede. Sy sê sy kon dit nie sonder julle doen nie en sy en my pa het dit vreeslik baie waardeer. Dankie julle. Dankie julle. Ons verrigtinge hier is nou afgehandel. Julle is nou baie welkom om enige een van die twee deure uit te gaan, met die stoep af te gaan en dan daar by die carry and reis in te stap. Asseblief. Ja, loop net so, Ria sê, loop net so agter die reuk aan, dit gaan lekker wees. Baie dankie. Ons gesels nou nog verder. Om jou veilig vas te hou.